Nou, goeiedag, hier op die Vrydag. Nou ja, die briekmerk, die boerbeskuit flights, so 'n bietjie geground deur die beheersentrum. En tot tyd en wyl daardie kwessie uitgesorteer is, sal ek die nuus vir julle so bring, soos wat ek dit nou hier gaan aanbied. Dat ons maar kyk, waar gaan dit heen? Dit is die probleem waarmee ek as 'n creator op YouTube sit hoor. Ek moet deel met AI. En gisterand se show was geklits, omdat daai video wat ek gespeel het oor daai BEE joke van daai soldate wat daai grenspos ingeval het. Hulle reken ek bevorder wapengeweld. Nou ja, dit is 'n verskriklike storie om met hulle gekommunikeer te kry, want jy loop jou oralsters vas in AI, so jy praat nie met 'n mens nie. Maar dit nou daar gelaat. Dit is my probleem. So tot en wyl daai uitgesorteer is, sal ek dit op hierdie manier doen waarop ek dit nou doen vandag. En ja, die eerste ding waaroor ek wil praat is die besoek van Trump aan China. Daar was 'n paar dinge wat vir my opvallend was van daardie besoek van hom daar. Die eerste groot ding was die feit dat Xi Jinping het Trump nie op die lughawe ontmoet nie. Nou, dit dink ek het vir Trump gegooi, want hy was nie sy normale windgat, arrogante groot bek wat hy altyd is nie. Hy was baie meer subdued, en jy kon in sy gesig sien, die ou is bekommerd, want hy sien dinge. Onthou, Trump het China toe gegaan, met geen kaarte nie. Hy het niks wat hy kan speel nie, want Amerika is ekonomies in die helse penumbrie. En hulle daai oorlog in Iran, maak nie saak hoe die ouens het vir hulle probeer spin nie, maar hulle daai oorlog in Iran. Amerika het daai oorlog in Israel het daai oorlog verloor. Hulle het sleg afgekom. Ja, Iran het ook skade opgedoen. En die ergste is, Iran het geweldig baie mense verloor, want daardie Epstein-koalisie ken nie om hoeveel mense hulle doodmaak nie. So, op die einde van die dag is dit waar ons staan. Trump het eintlik met leë hande in China aangekom. Nou praat hy groot stories van, hy het groot bestellings gekry van Boeing en al sulke dinge. Dis praatjies. Daar's niks formeel geteken of niks nie. Maar ek dink Xi Jinping het, kyk, toe Xi Jinping hom by die onthaal, by die banket onthaal het en so, was Xi Jinping baie, kan jy sê, die regte woord is, hoflik en vriendelik en so. Wat vir my opvallend was, ek het dit nou vir die eerste keer opgemerk, toe Xi Jinping en Trump langs mekaar stap. Ek het nie geweet dat Xi Jinping is so groot ou nie hoor. Jy weet, ou het ons maar 'n idee in jou kop van die Chinese is eintlik maar klein mensies, jy weet. Ja, Xi Jinping is net so groot soos Trump basies. En Trump het op sy tradisionele manier toe hulle handskuif weer sy arm probeer trek, maar hy kon dit glad nie reg kry nie. Xi Jinping was reg vir hom, as jy my vra. En ons sal nou nie weet wat is in die privaat gesprekke genoem tussen die twee nie. Maar ek dink Xi Jinping het vir hom 'n paar dinge in sy oor gefluister. En Trump, soos ek sê, was nie sy borrelende, oordawerende, arrogante self gewees nie. Hy was baie subdued. En dan van sy ouens, soos hy Marco Rubio, het maar lekker nonsens kwyt geraak na die tyd en so. So ek dink nie dit was 'n baie goeie, vrugbare besoek van Trump aan China nie, behalwe dat Trump het nou ten minste persoonlik met Xi Jinping gepraat. Nou ek het vir julle hier 'n paar nuusflitsies. Hier is Trump. He's going to order 200 jets, Boeing. Trump reflects on Xi meeting. I think it was a commitment, sort of a statement, but I think it was a commitment. Kijk, daar sê dit self. I think niks was geformaliseer nie, want ek weet,
so 'n paar maande terug, het China 'n moerse bestelling by Airbus ingesit. So, ja, dink jy daai was so 'n groot ding, so hulle van dit wil maak nie. En dan hierdie, was vir my opvallend. He's tall, very tall. Trump compliments Xi Jinping's physical features. If you went to Hollywood, look for a leader of China role. You're not going to find a guy to play a role like him. Ja, typisch Trump, in elk geval. En dan kom ek hierdie tweet teë. Sprinter Press Agency. The difference between Chinese president, the world is at a turning point. Can the US and China create a new model of relations to jointly address these global challenges? Dit sê Xi Jinping. Kyk wat sê Trump. The number of Chinese restaurants in America has exceeded the number of restaurants of the 5 largest US fast food chains. This is a loud statement. En daar sê Sprinter, today the world has witnessed the collapse of America. As jy na daai twee stellings kyk daar, ja, Xi Jinping is duidelik, hy is 'n leier van sy land en hy het die belange van die wêreld in sy gedagtes. En Trump praat oor restaurante. Maar nou ja, dit is hoe ons vir Trump ken. Dan kom ons in die EU. How much NATO chief calls for Ukraine tax, bigger than members' economies. Mark Rutte wants to triple the military aid to Zelensky, with Western taxpayers footing the bill. NATO's Mark Rutte wants to give Ukraine $143 billion. That is Russia's entire defense budget, more than the combined economies of Latvia and Lithuania, 4 times what the US spent developing the atomic bomb. Hierdie Mark Rutte, en daai ou, ek weet regtig nie, wat gaan sy kop aan. Waar moet daai geld vandaan kom? Ja, die Europese burgers sal minder gesondheidsdienste kry, minder ander sosiale dienste, sodat hy daai groot klomp geld vir Oekraïne kan gee. Ek het gisterand vir julle gesê, die groot ding van Oekraïne was, maak die Weste bankrot en ontwapen NATO. En hy het al twee baie goed reggekry. Maar nou is hierdie Rutte so begoogeld, hy kan nie brieke trap nie. En wie gaan betaal? Die Europese burgers gaan betaal. En ek weet nie waar gaan dit eindig nie. As ek na Europa kyk vandag, wat daar aangaan, en ek sien nou in Nederland, het die mense van daai een dorp, het hulle die asylum sentrum aan die brand gesteek, want alhoewel 53 of so % van die burgers gestem het teen die bou van die asylum center, het die munisipaliteit net gesê, fok julle, het die ding gebou. En toe die asylum soekers moet inkom, toe steek die burgers van daai dorp die ding in die brand. Maar nou ja, dan kom ons in Israel, luister vir Satanayo. Satanayo celebrates attacking Iran. We broke through the fear barrier. Otherwise, Iran would already have a nuclear bomb. Iran weaker than ever. Israel stronger than ever. Okay, dis wat hy sê. Maar intussen word Israel so streng onder deksel gehou van sensuurskap. Mense wil daar bly sê vir my, as hulle foto's wil neem van die gebomde sites en so, hulle kan in die tronk beland daaroor. Ons weet nie regtig hoe lyk Israel nie. Ouens wat ek mee gepraat het, sê daai plek lyk so asook. Daar's groot dele van Tel Aviv lyk soos Gaza. Maar dit hoor ons nie. Daar's nie veel meer oor van die Israëliese ekonomie nie hoor. Want omtrent al hulle fabrieke en goed is in hulle moer gebom deur die geskiet deur die Iranese. Maar ons kry nie die regte informasie nie. Alles word gesensureer tot so 'n mate dat jy weet nie wat gaan regtig daaraan nie. Maar daar is al 'n klomp van die Israeliese mense wat dit kon regkry, is uit die land uit weg. So ek weet nie wat gaan in hierdie Satanayo se kop aan nie. Maar ek dink hulle is op hulle laaste bene. En wat daar gaan gebeur?
Maar hy sy gat juk om weer 'n fight met Iran op te tel. As hulle weer vir Iran bom, as hulle weer begin om Iran te bom, gaan daar niks van Israel oorbly nie. Ek het vir julle gisteraan daai ding gesê, dat al wat Iran moet doen, is om so 2 of 3 van daai series ballistiese missiele van hulle op Dimona te gooi. Dis hulle kernkragstasie en kernnavorsing en die vermoedens is dat die kernbomme wat lê, is daar gestoor op daai sites. So hulle moet net daai ding bom, dan blaas Israel homself op. Dit is 'n gemors, en dis gevaarlik. Maar die wêreld, laat hierdie ou wegkom met al sy goed wat hy aanvang. Hy het weggekom in daai moord en doodslag in die Gaza. Geen westerse land het hom probeer stop nie. Inteendeel, baie westerse lande het hom wapens gegee. Westerse lande het hom bemagtig om daai mense so te moord. In Gaza, in die Wesbank en in Suid-Libanon. Niemand trap sy gat vas nie. Dis hoekom hy so kokkie geraak het. Maar dit gaan Israel duur te staan kom as hierdie ding weer oorgaan in 'n aktiewe oorlog. En ek dink Xi Jinping het baie ernstig met Trump oor dit gepraat hoor. Baie ernstig. Ek sal nie verbaas wees as Trump wegstaan van daai oorlog af nie, maar die shot vat en wegloop. Want hulle kan dit nie wen nie en dit kos die Amerikaanse regering 'n moerse klomp geld elke dag waar daai vloot daar is en waar daai soldate daar is. Hulle voel dit. Dit is 'n helse uitgawe. En ja, daar is berigte wat vir sê, daar is Chinese olietankers wat nou deur die straat van Hormuz gaan. En die Amerikaanse skepe kon sy die straat blokkeer. Doen niks daaraan nie. So, ek weet nie wat gaan daar gebeur nie. Maar dit is nou wat Satanayo, hy juk vir weer 'n oorlog met Iran. En hy dink hulle kan wen. Dat kan nie. As 'n ander ding wat ek vir julle wil noem, en dit is dat ek het vandag na 'n video geluister waar 'n vrou praat. Sê sy sal glad nie verbaas wees as Iran nie alreeds kernbomme het nie. Soos die wêreld is so gefokus op daardie veredelingsproses. En dit is die goed wat Trump probeer opblaas het en al sulke dinge. Toe sê sy, dit is 'n groot proses om die goed so te verfyn tot by kernbommateriaal. Sê maar die realiteit is, die afvalstof wat uit die kernkragsentrales uitkom, is alreeds weapons grade plutonium. Alreeds. En Iran se kernreaktors loop. So sy sê, dit sal vir haar verbasend wees, as die Iranese nie alreeds daardie kernafval benut het en bomme gebou het nie. Nie getoets nie, bly dood sal daaroor, sê nie 'n woord daaroor. So ja, dit is nou 'n ander, maar net die Iranese sal weet. Net die Iranese sal dit weet. Niemand sal dit weet nie. Ek weet nie of hulle die Russe sou gesê het nie. Dit kon hulle dalk gedoen het. Maar nou ja, dan kom ons in Rusland. 2/3 of all Russians are Orthodox Christians. The poll shows that 65% of the population is Orthodox, 9% Muslim, and 3% belong to other religions. Only 6% consider themselves atheists. Dit is nogal interessant. En dan hierdie uit Rusland uit. Yana Lantratova appointed Russia's new Commissioner for Human Rights. Her predecessor, Tatiana Moskalkova, served 2 consecutive 5-year terms, the legal maximum. Under Russian law, no one can hold the position for more than 2 terms in a row. Nou ja, julle weet mos, die Oosterlandse nuusagentskap vertel vir jou, Rusland is kommuniste en Putin is 'n diktator en daar is nie demokrasie in daai land nie. Rusland se demokratiese stelsel is baie sterker as die meeste westerse lande se. In elk geval, maar dit weet hulle nou nie, dit sal nie weet nie, maar hier is nou vir jou 'n voorbeeld. Die vrou wat nou die Commissioner for Human Rights word, die vorige vrou, toevallig, daar is 'n lasbrief vir haar in hegtenisname deur die ICJ, dieselfde as die lasbrief vir Putin,
oor dieselfde dag word gesê, hulle het kinders gesteel uit Oekraïne uit. Maar nou ja. Maar nou ja, hier is nou 'n nuwe goal en dit is demokraties verkies. En dan kry ons op Putin. Our strategic line to create our own trends and produce our own high-quality products is paying off, President Putin. These programs that are stimulating development in all these areas are being supported by us, and we will continue to support them. En Ursula von der Crazy het mos gesê, Russia's economy is in tatters. In tatters, I say. Klink nie of hulle in tatters is nie. En dan kom ons in die Oekraïne. 2 Crimean residents detained for allegedly passing Russian military coordinates and troop movement data to Ukraine via Telegram. Information could have been used for missile strikes and sabotage planning. Nou ja, Oekraïne draai al hierdie dinge en hulle kort stuur hulle missiele en drones in Crimea in en so. Ek weet nie wanneer gaan daai Oekraïners besef. Hulle kan nie daai oorlog wen nie. Hulle dink hulle kan daai oorlog wen. En die westerse koelheidsypers glo hulle kan die oorlog wen. Intussen kan hulle nie. En dan kry jy hierdie soort van ding. Maar nou ja, hierdie volgende berig het my net laat lag hoor. Court bans the ex-Zelensky aide Yermak from communicating with his fortune teller. Yermak discussed personal appointments with a fortune teller named Veronica Feng Shui Anikiewicz and asked her to cast spells on the heads of anti-corruption agency, according to investigators. So, maar net soos hier by ons, met die vloerplanke en hulle voorvaders en sovoorts. Selfde ding, ek kan dit nie glo nie. Maar in die Oekraïne uit is enige iets moontlik. Ja, en ons bly in die Oekraïne. IMF plans to allocate $3.8 billion for Zelensky in 2026 alone. Ukraine must have the largest amount of supercars per capita at this point. En dit is nogal waar, hoor. Daar was al berigte oor dit gewees. Maar kyk, jy moet nou hierdie bedrag bytel, by daai insane bedrag wat Mark Rutte vir hom wil gee, dan kan jy vir jouself sê, die Oekraïners doen goed, hoor. Hulle doen goed, sukkel glad nie met cash nie, maar dit is verseker. En dan hierdie berig, in die FSA uit. Americans renounce citizenship at a record level. People fleeing the US politics costs. Nearly 5,000 gave up passports in 2025, up from 200 to 400 before 2009, as net outward migration hits levels unseen since the Great Depression. Most of them are moving to the EU and Mexico. Nou, dis vir my interessant, maar soos wat ek nou, ons het nou al hier by ons ook gesien het, hierdie soort syfers, moet jy mooi na kyk, want as jy in detail na die mense gaan kyk wat gepak, dan sal jy sien, dit is hoofsaaklik 'n breindrein. So, Amerikaners moet maar hulle oogies oopmaak. Dinge loop nie so lekker nie. En dan kry ons vir waans, en hy praat oor daai vreeslike bedrog wat in hulle welfare systems aan die gang is, waarvan ons te sien het die skrikwekkende bedrag wat in Minnesota gesteel is. Ja, geval waans. Call me old-fashioned, but I don't think that dead people eat. So certainly they don't need food stamps. Then the hecklers, they vote. Waans. Unfortunately, they vote for the Democrats. They don't vote for us. Nou kom ons by Joe Rogan. Joe Rogan. Palantir thinks we should reintroduce conscription. Sounds crazy, especially after this Iran war. Why the fuck would a tech company be saying that? How about fuck you, you go? Nou hierdie Palantir ding is 'n gevaarlike ding, hoor. Jy moet verstaan, hulle is groot apparate manne van AI en so. En hulle is besig om die Amerikaanse weermag oor te vat. Hulle en die Israeli weermag. Hou maar daai woord Palantir dop, hoor. En dan kom ons in Suid-Afrika. Double O Des het hierdie gepost. The hotel near Malgas
This flood is going to be devastating to tourism as well as agriculture. Make sure you have the necessary supplies now for a prolonged effect on the supply of fruit and vegetables. The effect at Witstrand is yet to be fully felt. Things are very quiet from there at the moment. In die video's wat ek sien, dit lyk skrikwekkend. Ding wat vir my baie pla, is die groot hoeveelhede brûe wat weg is en bergpaspaaie wat weg is. Alles goed wat gebou was onder die Nasionale Party, toe kwaliteit en beheer nog bo was en oordentlike goed gebou is. Hierdie vloerplanke het nie die tegniese vaardigheid nie, hulle het nie die dissipline nie om daardie goed te vervang nie. Daar gaan goed in hulle plek gesit word, ja, maar wat gaan dit wees? En dan die groot vraag natuurlik, waar kom die geld vandaan? Waar gaan die geld vandaan kom om al die goed reg te doen? Lyk mos vir my of hierdie vloede dalk nou die masjinerie gaan wees wat die ANC finaal van die map af gaan klap. En dan ons minister van verdediging luister na hierdie kak. Only 2 of our fighter jets are working because we fight on the ground. Motshekga. Minister of Defense Angie Motshekga has reassured South Africans that there is absolutely no reason to panic over the country's collapsing Air Force capability, explaining that South Africa has evolved beyond unnecessary flying. Okay. Speaking in Pretoria during a parliamentary briefing, Motshekga defended the fact that only 2 fighter jets are operational by reminding MPs that wars in Africa mostly happen on the ground anyway. We are an African nation. We must spend billions making. Why must we spend billions making planes fly when our soldiers are already know how to walk? The minister reportedly added that the remaining grounded Gripen fighter jets are not broken, but are instead participating in what she called long-term parking strategy. Wat kan ek sê? Vat so, katvis. En dan was daar hierdie tweet op X, Recon1. If you are an unemployed person, youth, looking for work in South Africa, I want you to listen to me very carefully, because no politician is going to campaign by telling you the truth. South Africa's unemployment rate is currently 32.7%. At a sustained 5% annual GDP growth, we've barely achieved 1% for over a decade. Reducing it to 20% would likely take 12 to 18 years. Read that again, and read it again. If 5%, maybe 12 to 18 years. This assumes some translation from the growth to jobs. But South Africa's structural issues create jobless growth. That is why investment doesn't equal employment. Even optimistic models project slow progress. 4% growth barely dents the youth unemployment. Again, Cyril and their policies can't achieve 1%. The majority of you will not see employment in your lifetime. I'm sorry to tell you that. The ANC has stolen your life. Every dream you ever had. Wrap your mind around that. Have a blessed day. Dit is harde woorde. Maar, dis die waarheid. Jy kan my hier in kommentaar sê of jy met die ou saamstem hoor. Sirlabona Kabonena het getweet. Pieter Groenewald has built 12 bakeries in 1 year for the prisoners and saved 77 million rand in the process. Dat hy in 'n insink hoor. Dis ons wat 'n minister moet doen. En dan nog Groenewald. Weer Labona. Know the truth behind the cooking oil scandal. In the retail supermarkets, it is worth 29.90 rand. But correctional services paid 726 rand 56 cents for a bottle. 700. Day-to-day responsibility lies with departmental officials, bid adjudication committees,
SCM teams and DCS. They evaluate bids, ensure compliance with the PFMA, Section 217 of the Constitution, fair, equitable, transparent, competitive, cost-effective procurement, and approve awards. Ministers do not personally award individual tenders, especially not 115 suppliers across the regions. That would be irregular. The accounting officer, usually the Director General Commissioner, carries primary legal responsibility for the procurement. The minister's job is to fix the broken system, and he did exactly that. Nou, so op sy manier is Pieter Groenewald besig om vir al daai ministers in daai kabinet te wys hoe moet jy eintlik jou job doen as 'n minister. Maar nou ja, hulle let nie op in die klas nie. Hulle let nie op nie. So hulle gee nie om nie. Hulle sien nie wat hy doen nie. Hulle luister nie wat hy sê nie. Want as hy sy mond oopmaak, dan word af ons hy 'n rasis. Maar hy wys die goed, daar kan julle dit sien. Maar ons land is so korrup en vrot. Dit kan nie regtig reggemaak word nie. Nou ek gaan daarom uitspeel met 'n liedjie hoor. Dis vir sure, ek moet dit doen. So maar sien wat gaan gebeur met hierdie hele YouTube ding. Ek weet nie waar gaan dit heen gaan nie, maar ons sal maar sien waar gaan dit heen. En ek gaan vir julle uitspeel met, ek net sien, met Erfenis van G.A. Watermeyer gedoen deur Kiewit. Die vrede van vereniging lê bitter in ons bloed gekruin. Toe ons gebreek was tot die been, verwese in die smaad versteen. Toe ons verslaaf was van smart en hol van hoop in elke hart, het ons die enkel trots geërf dat Kruger met die vierkleur swerf. Sy afstandsoffer het gered toe ons te skor was vir gebed. Sy ongebukte balingshoof ons weer geanker in geloof. Groot bitter einde van ons bloed het hy die vryheid weer laat gloed. Weer drif, weer vlam in ons laat word. Ons moelendene omgord met moed om teen die morgen meer as Majuba uit te klim. Weer drif, weer vlam in ons laat word.
te klim. Dankie Kivit, dit was goed gedoen daai. Hoop julle het dit geniet. Nou ja, totdat ons hierdie storie uitgesorteer kry met die boerebeskeidsvlugte, is dit maar hoe julle my voortaan sal sien. Maar ek groet julle weer eens deur te sê, kyk in, kyk op, kyk rond. Boerieman uit.